Nou ja, ons is hier in Springbok en ons gaan 'n bietjie vis en chips eet, net om vir julle wys hoe lekker vis en chips is hierso. Net die stukkie chips broek. Heerlik. Maar vandag wat belangrik is, Jesus het gesê ons moet gaan visse vang. Hy het dit baie keer vergelyk met siele. En 153 is uitgetrek daar die dag toe Petrus gaan visvang het. En Jesus vir hom gesê het, gooi jou net aan die regterkant uit. Al die dingetjies. Nou, School of Fire in the Miracle Place in Spear International. Ek wil vandag met julle 'n bietjie oor dit gesels. Wat is nou eintlik School of Fire? Wat doen ons daar? Wat doen ons by Spear International? En wat doen ons by the Miracle Place? Nou, ek sit hier met iemand van Spear International en iemand van School of Fire. So, ek gaan gou by Pastoor Wally hoor. En die hele tyd wat hy praat, gaan sy nommer op die skerm wees. En as jy wil 'n gap year vat, of jy wil sendeling raak, dan stuur jy jou e-pos adres na hom toe. Maar ek wil ook vra, dat jy ons direk sal skakel. Jy moet daar sê, ons wil voltyds vir sendeling leer. En toe ons vat Drak Ediks ook in, en dis onder die Miracle Place. So ons kan nou heel deur mekaar raak op hierdie program, as ons na die verkeerde een toe stuur. Maar gelukkig ken ons al drie mekaar. So ek gaan 'n bietjie praat oor die Miracle Place. Pastoor Wally gaan praat oor sendelinge oplei by School of Fire. En Andres gaan 'n bietjie met ons praat oor Spear International dinge. Dankie. Pastoor Wally, sê vir my, hoe lank is jy by School of Fire? Vertel ons meer. Voltyds nou 6 jaar. 6 jaar tans by School of Fire. 3 jaar daarso gestudeer en tans so 3,5 jaar voltyds heiliglik in die bediening. Nou ja, soos Roy genoem het, as jy wil kom om te studeer vir pastoor, 'n sendeling, 'n evangelis, dan is School of Fire die plek vir jou. Kom ek lig julle net so 'n bietjie oor the Miracle Place. The Miracle Place het baie fasette. Mense kan so intoe kom vir 'n dag of 2 dae wees vir genesing. Partykeer bied ons goed aan vir vrymaking, duiweluitdrywing, al hierdie goed. Maar mense kan ook kom, hulle kom so intoe vir dwelms, vir issues, telefoonverslawing, suikerverslawing, tikverslawing, enige tipe verslawing, pornografie. Dan is hulle, ons beveel altyd aan 'n maand by the Miracle Place. Dis op een campus, een grond. Al die studente beweeg daagliks ook saam. En dan, as hierdie student sy kant bring, as sekere sette wat hy moet aan voldoen, grade wat ons om deurvat, evaluering wat plaasvind, ons hou 'n geel wortel voor sy neus, so ons probeer hom aanspoor, ons probeer hom positief bring, ons probeer hom opgewonde maak om die Here te dien. Dan gaan hy oor na School of Fire toe en doen Bybelstudies. En dan bid ons maar, laat dit ontvang om 'n sendeling te raak, 'n pastoor of beraader, en so 'n persoon bly dan vir altyd vry. Maar kom ons praat net so 'n bietjie by Andres oor Spear International Roundtop en hoe is hulle voorberei. En dan wil ek ook met julle praat oor Blue Stem. Ons stel hulle tot so 'n bietjie bloot aan elektrisiteit, aan krag en elektrisiteit dieselfde, en houtwerk, swys en al die goed. En dan gaan ek en Pastoor Wally nou net 'n bietjie gesels, want hy is die ou wat alles ran. Hy ran the Miracle Place. Hy is oorhoofs oor hierdie pastore. Kan ons nou net daaroor gesels. Die Here seën. Ja, Spear International is ons afdeling wat ons sendelinge uitstuur na die buitelande en ook selfs hier in Suid-Afrika na verskillende projekte. En ek wil graag vir jou saamnooi. As jy sê ek is nie seker, ek voel ek is geroep Andres, maar ek weet nie wat om te doen nie, kom join ons op 'n week uitreiking hier in Suid-Afrika of as ons oor see iewers gaan en kom beleef wat gebeur. Nou, volgende jaar gaan ons 'n paar keer Israel toe. Nou, ons gaan 'n lekker toer ook hê, maar in die aande gaan ons 'n bietjie straatwerk doen en ons gaan met mense van Jesus gaan vertel. En dis die lekker ding, dat God roep ons om uit te gaan en mense van hom te gaan vertel. 3,5 biljoen mense in die wêreld vandag het nog nooit die naam Jesus Christus gehoor nie. En dit is my en jou job om uit te gaan en vir mense te vertel van hierdie liefde van Jesus. Hulle sit in stres, hulle sit in worries, hulle sit in al hierdie, en hulle weet nie die oplossing is Jesus Christus nie.
En terwyl as jy om die vis en die chips kuier 'n bietjie en die olie so 'n bietjie afvee en lekker kuier, wil ek net noem, as Andres byvoorbeeld sê volgende jaar gaan ons Israel toe, jy kyk miskien nou in 2030 hierdie, dan beteken dit ook volgende jaar gaan ons Israel toe. So ons beweeg altyd rond. Daar is sekere datums nou uit vir die en dit nie, en daar is ook sekere datums uit vir dit en dit. So, maar die grootste verhaal is, jy sit daar by die huis, jou seun of jou dogter is miskien 15, 16, wat gaan hulle na skool doen? Noem dit 'n gap year. Stuur hulle om 'n jaar te kom doen. Hulle doen in daardie jaar 'n totale kursus, wat 'n 3 jaar kursus is vir pastoor. Hulle kry net nie hulle diploma na 'n jaar nie, want hulle moet prakties ook doen. So hulle kry soveel geestelike voeding in, dat as jy hulle daarna universiteit toe stuur of college toe of technikon, dan is hulle well away. So oorweeg dit om jou kind te stuur vir 'n gap year. Ons doen ook baie toere, soos ons nou hier sit. Ons is op pad nou om meel te gaan uitdeel. So ons leer iemand om te gee. Ons leer iemand hoe ran jy 'n gemeente. Ons leer iemand prakties om hierdie goed te doen. Ons is baie primitief, ons is baie stowwerige plaas ook. Ons is nou nie op hierdie teels en dit is hierdie airconditioner, klaskamers en as hy daar uitkom is hy hierdie wonderlike pastoor, maar wat net in 'n kantoor sit nie. Nee. Jammer, maar ek moet dit reguit sê. Ons leer hulle duiweluitdrywing. Ons leer hulle weer om te bid vir 'n sieke. Ons leer hulle om geestelik te laat groei mense en mense te kan laat vrykom. So, as jy 'n plek soek, had byvoorbeeld gister 'n ma gebel en gesê haar seun is nou 'n maand by ons, hy skuif oor na 'n rehab toe. Want hy wil rook, wanneer hy wil en hoe hy wil. Is reg? As jy die rookboom in die rookkamer bo verkies, as wat jy die geestelike verkies, dan is dit so. Ons het 'n rookboom vir die ongereddes en vir die wat nog sukkel om van rook af te kom. En dan kom hulle so later af. Dit klink nou baie snaaks as ek vir jou sê 'n rookboom, maar dan bedien ons hulle. En ons moedig hulle aan om daarvan af vry te kom. Ek noem hierdie, want as baie wat op drugs is, as hy hoor, hy mag nie rook hier, dan kom hy nie so intoe nie. En op die ou end, as iemand van sigarette af vrykom, kom hy heel vry, ook van drugs af. Want 'n demoon vra nie is 'n Chesterfield of heroïne nie. Is 'n verslawende gees en hy wil jou verslaaf behou. Nou ja, terwyl ek 'n bietjie chipsie het, gee ek weer aan vir pastoor Wally. Hy het nou net gehardloop om iets te gaan doen en dan gaan hy nou vir jou 'n bietjie vertel wat doen hulle deur die dag dan. Daarna gaan François 'n bietjie oor Bloestem, so 'n bietjie met julle kuier en gesels. Wally gaan nou vir julle vat van bloedsomloop af deur tot ander goed en geniet dit. Die nommer op die skerm, skakel ons. Wil jy studeer om 'n pastoor, evangelis, beraader of sendeling te word? Dan is School of Fire die plek vir jou. Ons het 2 opsies vir jou: voltyds, wat 3 jaar teorie gekompakteer in 1 jaar teoreties en dan 2 jaar prakties in die sendingveld behels. En dan het ons ook natuurlik die deeltydse opsie. Vir meer inligting stuur vandag nog jou e-posadres vir ons na die volgende nommers. Vir voltyds 078 285 4222. Vir deeltyds na 0744 842426. Jesus like jou.
dinge lekker interessant te hou, is School of Fire se program elke dag anders. So dit bly nooit, maar nooit dieselfde nie. Soos Royce het nou ook bloedsomloop byvoorbeeld genoem. Nou dit is waar ons net so lekker die bloedsomloop aan die gang kry. So met ander woorde, ons gaan draf so eentjie, dan is daar so 'n bietjie oefening, verstaan, net om lekker in shape te kom. Weer eens en jy weet, die Here verwag tog ons moet na ons liggame kyk ensovoorts ook, veral as jy in die sendingveld ingaan. Dis nie net noodwendig 'n maklike job om daar te wees nie. So dan van dit af na lesings wat gedoen word, klasse wat geloop word om jou geestelik op datum te kry, om jou geestelike kennis te verbeter, hoe mens sekere goeders hanteer, hoe jy sekere beradingsgevalle ensovoorts hanteer. Dit lei jou op om 'n beraader op jou einde van die dag te kan wees. Dan het ons weer 'n round of tyd of termyn in ons program ingewerk. Nou dit is weer waar ons die studente vat en van die begin af hoe begin 'n mens om 'n uitreik te reël, wat gaan saam op 'n uitreik, wat is belangrike goed om te onthou, wat doen 'n mens, wat doen 'n mens nie. Royce hulle, ek self en dan anderes ook baie keer getuienisse wat in die veld uitgekom het, wat se foute was gemaak in die sendingveld, wat 'n mens dan nou kan gebruik sodat die ander weer eens daai kan leer. Dan is daar weer 'n ander tyd Blue Stamp soos genoem is. Nou François sal net so 'n bietjie lekker meer uitbrei daaroor. Evaluering wat daar so is waar studente oorskuif na hulle volgende vlakke van studies toe, en daar's nog baie. So op die einde van die dag, elke liewe dag verskil. Elke liewe dag is anders, juis om dinge interessant te hou. Dat 'n ou nie net daar so sit en jy raak my ek wil amper sê hierdie kantoorpastoor net nie. Dat jy uitkom, aktief besig raak om siele te wen vir Jesus Christus. Nou ja, Blue Stamp is al genoem en natuurlik, dis die beste program op School of Fire, almal wil daar wees. Die studente kom School of Fire toe net om by my, want ek is die aanbieder. So, jy het nou vir Andres, vir Royce, vir Waldy, dis die favorite, François, jy moet werk om by my uit te kom. So my eers, soos Waldy gesê het, jy moet eers deur die proses gaan. Maar okay, alle grappies op 'n stokkie. Blue Stamp is waar ons 'n bietjie meer die fisiese element inbring. En ons het agtergekom, ek en my vrou was so rukkie gelede, het ons 'n land Armenia gaan besoek waar ons gaan bedien het. En soos hulle mos nou sê, Bybel onder die een arm, het ons gegaan en ons het gesien, maar ook in die sendingveld is daar baie nood vir fisiese hulp wat toegepas moet word. En in hierdie deur die geluk wat daar is, ondervinding wat ek deur die jare opgedoen het, kon ek hulle bystaan. Daar was dit was in die middel van die winter, dit het sneeu was, ek meen, party plekke was dit nie diepte, kan jy nie maar sê. So hulle maak staat op verhitting en dit was 'n 3 verdieping plekkie sonder verhitting, krag af. Kon ek ingaan en ek kon hulle water herstel, ek kon hulle verhitting, ek kon hulle krag doen. So kon ons houtwerk gedoen het in 'n kerkie wat opgerig was. En toe het ons agtergekom, weet jy wat, maar is lekker met die Bybel onder die een arm. Maar wat as ons dan maar 'n tool of 'n hamer in die ander hand kan hê? En dis wat Blue Stamp is, ons koop jou. Jy gaan nou nie hierdie verskriklike graad kry nie. Ons werk nog daaraan, so as jy van 'n instansie weet wat ons hand kan vat, waar ons fisies 'n regte test kan doen, en die proses waardeur om te gaan. Ek weet daar is mense wat al kontak gemaak het, dit kom net nie altyd verder nie. So ons noem dit nou Blue Stamp, want wat dit is 'n getuigskrif. Jy kry hom en ons vat jou deur fases. Daar's 7 punte wat ons doen. Ons begin by krag, water. Nou water is plumbing, dit is besproeiing in huise. Daar's finansiëel, klein finansiële kursusse, wins en verlies, hoe kan jy eie besigheid dryf? Daar's elektrisiteit, daar's swys, daar is nou moet ek al 7 vinnig opdink. Daar is regtig net iets van al. So dis van krag, plumbing, elektries, water, finansies. En dit is waar ons jou gaan leer. En ons het nou in hierdie jaar dat ons begin ouetjies wat nog nie eens geweet het hoe om met 'n saag te werk het. Hy 'n stukkie hout gesaag, die week daarna het hy van 'n plak aangesit en hy het sy eie liggie gemaak. En dis waartoe ons werk. Ek wil die sendeling, die pastoor kan die koop as hy in die buiteland is, so om daar by die nood is te kan help fisies ook. Maar so ook as jy 'n sendeling of pastoor is en jy wil onafhanklik raak, as daar 'n palet lê, moet jy nie net 'n palet sien nie, maar jy moet die potensiaal sien en sê, weet jy wat, hierdie kan 'n 100 of 200 rand se koffietafeltjie wees met 'n hamer en 'n saag. So dit is uit en uit om jou so bietjie te kan equip.
En ja, dis Bluestem. So daar gaan jy leer swys elektries. So jy gaan deur die woord en deur die toolbox. En so gaan jy die kennis in die woord opbou. Dis nog altyd die belangrikste, maar so ook gaan jy 'n bietjie skills leer. En ja, gaan gebruik dit daar buite. Dis 'n getuigskrif wat jy kan gee met praktiese ure en ondervinding en dit is tel altyd in jou guns. Swart. Ek wil net vir jou sê, ek sien nou nie die pallet in 'n koffietafel nie. Elke keer as ek 'n koffietafel sien, dan sien ek 'n pallet wat 'n mens kan gebruik. Iets wat ons min oor praat is blootstelling aan boerdery. Ons boer met krokodille. Soos 'n student kom, dan leer ons hom om met klein krokodilletjies te werk, groot krokodille. Nie alle studente, jy moet aansoek doen daarvoor. Ons het 'n, kom ons noem maar 'n boeretannery aan die gang, wat ons velle tan. En weet jy hoe word die verantwoordelikheid getoets? Want hulle moet dit gaan nat gooi, dan moet 'n sekere hoeveelheid sout opgegooi word, die chemikalieë wat dit gedoen word, alles. Nou, iemand kan sê, luister, ek wil vir 2 jaar 'n bietjie krokodilboerdery terwyl ek leer vir pastoor, of ek wil by die tannery wees. Dan het ons die meule, TMM, Tannin Maize Mills, wat jy kan in die meule gaan werk. Jy kan sakkies volmaak, jy kan ons meulenaar Rupert help om skoon te maak, jy kan sakke volmaak, jy kan help om mense te voed. Dan is daar uitreikingsspanne wat jy kan by betrokke is. Dat is 'n voedselketting. Dit is van 'n Turksvy boerdery af, hoenderboerdery, wat oorgaan later in haasboerdery. En dan gaan ons nou begin ek vergeet. O ja, varkboerdery. Ja, varkboerdery. En dan het ons 'n klein skaapboerderytjie daar aan die gang. Maar die ding is, ons stel hom bloot. Ons het byvoorbeeld alpakas. Daar's cowboy terapie. Nou kom staan die student en hy staan 'n vry vir hy alpaka. Ons het donkies wat jy moet staan 'n vry van 'n roskam. Ons het miniatuurperde wat jy moet vry van roskam. So wat doen ons? Jy tel mense kennis op, want 4 bly in 'n kamer, 6, 3 bly in 'n kamer. Die een los 'n wind, die ander een se skoene stink, die ander een is kwaad. Mense, as jy 2 jaar, 3 jaar of 'n jaar gap year deur so iets het, dan is jy reg vir die buitewêreld. Maar weet jy wat is ons killer? Wat is die een wat altyd stop dat ons dit nie reg kry nie? Hulle boek in en dan bel sekere mammies en pappies na die tweede dag. Ag nee, my seentjie kan nou nie astrom dra nie. My seentjie kan nou nie met 'n graaf dit doen nie. Hulle werk hulle nie dood nie, hoor. Dit is maar 1 uur of 2 terapie per dag. En partykeer per week wat hulle maar 2 ure werk. Maar hoor gemooi. Nee, laat my kindjie maar terugkom. Ek het 'n ma gehad. Kind is al in die 30. Ek sê, wat moet hierdie kind doen? Ja, die kind kom sit by die kombuistafel en kyk hoe ma deur die dag kos kook en koek bak. Hy het geen toekoms nie. Ouers, as julle wil vir julle kinders iets doen, stuur hulle vir 'n gap year, of stuur hulle as hulle nonsens het issues het na Miracle Place toe, of stuur hulle om 'n sending kursus te doen. Al gaan hulle dan in bankwese of iets anders, maar hulle het 'n grondslag in hulle lewe. Hulle het mense, dit kan nooit weer uit hulle uitgevee word. As ek dink, hoe was ek in die police college? Hoe het ek in Maleeuskop 'n opleiding gehad vir bosopleiding? Hoe het ek 'n onluste opleiding by Verdrag gehad? Hoe het ek speerkursusse opleidings gehad? Hoe het ek 'n koevoete opleiding gehad? Wie as ek aan al daai goed terugdink, dan
het daar vir my iets ingeplant in my wat ek vandag kan gebruik. Wil jy nie aan jou kinders toelaat dat daar iets ingeplant word, pa, maar stuur hulle vir 6 maande of 'n jaar en jou kind gaan totaal anders ter wees en stuur hom dan in die wêreld in. Dit is lekker om met jou te gesels, besluit self.